Goeiemôre, hoe gaan dit met julle? Baie geseënde Sabbat en welkom by ons Sabbatskoolles vandag. Ons storie se naam is die koning se droom en ons Bybelversie is Handelinge 20 vers 24 wat sê: Ek wil die goeie nuus van God se genade verkondig. Die boodskap is dat ons God aanbid as ons ander mense van hom vertel. Het jy al ooit 'n droom gehad wat jou wakker gemaak het of wat jou gepla het? Koning Nebukadneser het ook so 'n droom gehad. Hy het gekreun en in sy bed omgerol. Hy maak sy oë oop en hy kyk rond. Dit was nog baie donker. Die koning dink aan die vreemde droom wat hy sopas gehad het. Hy probeer om weer aan die slaap te raak, maar dit wil nie werk nie. Bring die wyse manne, roep hy na sy wagte. Die wagte het vinnig vir die wyse manne wakker gemaak en hulle na die koning toe gehaas. Koning Nebukadneser frons vir die mans. Ek het 'n droom gehad wat my pla, het hy gesê. O koning, antwoord die manne, leef vir ewig, vertel ons asseblief u droom, dan sal ons u vertel wat dit beteken. Nee, het koning Nebukadneser geskree. Julle moet my vertel wat ek gedroom het, en dan moet julle vir my sê wat dit beteken. Die wyse manne kyk na mekaar, hulle glimlag nie. Niemand kan doen wat die koning vra nie, sê hulle. Koning Nebukadneser word nog kwaad. Neem hulle weg, neem al die wyse manne weg, beveel hy. Daniel, een van die wyse manne, is nie wakker gemaak nie. Hy verneem van die moeilikheid toe die wagte hom saam met die ander kom wegneem. Wat pla die koning? Vra Daniel. Die wag verduidelik. Die koning het 'n kommerwekkende droom gehad en die wyse manne kon hom nie vertel wat dit is nie. Daniel antwoord: Laat my tog met die koning praat. Daniel buig voor die koning. Gee my asseblief 'n tydjie, vra hy beleefd. Ek wil tot my God bid en hom vra om vir my die droom te vertel en wat dit beteken. Koning Nebukadneser frons, maar hy stem in. Daniel haas hom na sy 3 beste vriende. Hulle het saam gebid dat God hierdie geheim aan Daniel sou wys. Daardie nag het God die droom vir Daniel kom vertel. Die oggend staan Daniel terug en hy gaan na koning Nebukadneser. Kan u my vertel wat ek gedroom het en wat dit beteken? Eis die koning. Nee, antwoord Daniel, ek kan nie. Maar daar is 'n God in die hemel wat geheime dinge verklaar. En Daniel het die koning presies vertel wat hy gedroom het en wat dit beteken. Dit is my droom, sê koning Nebukadneser. Nou weet ek dat God die enigste een is, bo almal. Nebukadneser het Daniel as heerser in die koninkryk aangestel. Hy het Daniel aangestel oor al die ander wyse manne. Daniel help graag. Hy was bly om die ander wyse manne te help om uit die moeilikheid te kom. Maar Daniel was die gelukkigste, omdat die koning nou geweet het dat die God van die hemel die ware God is.